Goeiemôre broers en susters. Andries, ek so 'n bietjie hard teen my asseblief sal sit. As hy so ego maak, is dit verskriklik erg. Maar welkom aan elke vriend vanmôre hierso. Mag dit regtig 'n baie geseënde oggend wees vir u ook. Ons is vanmôre by mekaar omdat ons as kerk van Here Jesus Christus reg oor die wêreld die eenheid Sondag vier. Daai groot onverstaanbare, wil ek amper sê, manier hoe God homself deur sy woord openbaar aan ons as die drie enige God. En mag ons vanmôre as ons saam luister daarna ook uit die woord uit so 'n bietjie 'n nuwe blik kry op die God wat ons aanbid, op sy grootheid, op die majesteusheid van hom, maar ook die misterie van wie God is. Broers en susters, as ek op die afkondigings wat ek graag net onder die aandag wil bring, ek nie alles deurlees nie, ek gaan net vir u so uitlig sodat jy kan kennis neem daarvan. Hierdie week se programmetjie, daar op die afkondigings Dinsdag 1 Julie, het ons diens van barmhartigheid kommissievergadering om 6:00. Dis 'n nuwe vergadering staan hier, so ek word net aangeskryf. Belangrike kombers en kappe soep vir Vincent Andries, is vir die Doulos projek. Die almal ken dit, weet waar dit gaan. Ons beweeg die winter in, die koue maande in. So dan het hy altyd baie kombers en sop nodig om die mense op die straat bymekaar te maak en ten minste vir hulle iets warms te gee en warm te hou ook in die koue tye. Te bekend het ook gesprek Woensdag aand, sal die ook paar is wat wil inskakel daarby, dis om 18:30 by Dominiekenshuis in Onsselfstraat 010. Dan is ons in die 2 weke voor die karnaval, harde werk wat vir ons voorlê. Moet asseblief tyd neem om deur al die afkondigings gaan lees rondom die karnaval, en as jy dalk nog ergens betrokke wil raak by die karnaval, nie is nog nie, maar wil raak, asseblief kontak ons. Daar's definitief vir ergens werk. Dit is baie wat moet gebeur in die tyd wat voorlê. Kyk asseblief na die etes wat gekook word, die ontbyt, die middagetes. Ons wit olifanttafel sal daar weer wees. Jy kan gerus van die ou goed op die huis rond lê wat jy gebruik het, wat nog bruikbaar is, asseblief maak seker dat dit nog bruikbaar is. Kan jy vir ons ook bring na die wit olifanttafel toe. Ons worsbestellings is oop, ten spyte van vleispryse wat met 18% gestyg het en selfs meer, het ons besluit om die wors te hou op laas jaar se prys. So jy kan vir ons bestel by die kerkkantoor. Die wors sal dan op 17 Junie, karnaval is 16 Junie, 17 Junie sal die worsbestellings, die groot bestellings, sal beskikbaar wees, gewone tyd om 5:00 hier by die kerkkompleks, daar by die kantoor. Maar op die dag van die karnaval, soos jy daar sien, sal wel klein hoeveelhede wors ook beskikbaar wees. Pannekoekbestellings vir die 11de Junie, jy kan vir ons instuur asseblief, WhatsApp na my toe, of bel vir Suzette by die kerkkantoor, en sit 'n bestelling in daarvoor. Dis deel van die karnaval ook en vooraf verkope, so op die carrier reis vir die 15de Junie. So vooraf verkope vir die karnaval. Jy kan bestellings, kan jy vir ons instuur kerkkantoor toe daarvoor. Dan sal ek by die deure sien, is daar so 'n groot Bybel, ek weet nie by my nie, so Bybelboks. Laas jaar was dit die 200-jarige herdenking of viering van die Bybelgenootskap. En ons kon nie verskriklik baie daarvan maak. Ek het nou vir mense gesê, wel, ten spyte daarvan dat ons nie vreeslik baie daarvan maak nie, met die kerkbasis toe was, het ons nog steeds ver oor die 200 Bybels uitgegee uit die gemeente uit, in die gemeenskap. So ons het op 'n manier gevier, maar nou nie fisies prakties kan ons sê as gemeente self nie. Nou, ons het die boks het ons aan buitekant of in die portaal en by die ander deure is die bokse waar jy deur die loop van die tyd kan jy 'n donasietjie daarin gooi. Wat ek wil ingooi, kan jy daarin gooi. Dis nou boonbehalwe dankoffer of offergawe of enigins in daai lyn. En dan gaan ons op 'n stadium sal ons daai bokse leegmaak en die geld gaan ons gebruik om Bybels aan te koop wat self deur ons as gemeente versprei gaan word. So ons gaan nie die geld Bybelgenootskap toe stuur nie. Ons gaan dit self gebruik om Bybels aan te koop wat ons dan as 'n tuinskommissie en enigiemand wat bereid is of wil betrokke raak daarbey, dan in die gemeenskap, ons eie gemeenskap, gaan versprei. So u is baie welkom om betrokke te raak daarbey, gooi geld in, en as ons dan die dag die Bybels versprei, sal ons weer dan weet hoe en waar, dan kan die betrokke raak daarbey ook.
Dan broers en susters, agter op die blaadjie is ons tieners, nuwe tiener beweging wil ek dit noem, wat Twinspice, daar is 'n beskrywingkie daarvan, alles wat die tieners benodig nog, hierdie ding groei verskriklik, hy baas het sy nate uit letterlik. Ons het begin met 'n hele klompie goed, waarmee die kinders aktiwiteite, waarmee die kinders bietjie besig hou, of waarmee hulle self besig hou, weet jy, waarmee hulle bietjie speel en bietjie sosiaal verkeer voor die tyd. Die goed het baie vinnig te min geraak, omdat die getalle so ongelooflik groei. So dit is baie blaadjies, kyk asseblief daarna, as daar iets is waarmee ons kan help, kontant donasie waarmee ons kan goedjies aankoop of wat ook al, is u baie welkom. En natuurlik ons program vir die karnaval, dis die los blaadjie wat ons kyk asseblief daarna en neem kennis ook daarvan. Soos ons elke Sondag mekaar sê, kom ons hier by mekaar en die Here kom nooi ons hier na. Kom nooi ons om na 'n dolle week, besige week, so 'n bietjie net tot rus te kom bring. Natuurlik is die erediens, gaan dit oor God. Die erediens gaan dit om ons om verheerlik, sy naam groot maak. Maar dit gaan ook daaroor dat God ons as gemeente, as gemeenskap van gelowiges by mekaar bring, sodat ons by hom kan kom rus, mekaar kan versterk en as liggaam van Christus hom kan sigbaar maak ook. Dis hoekom ons hier is. En ek wil vir 'n oomblik gee om stil te word vir ons Here, net sy teenwoordigheid bewustelik aan te voel en om te eer vir die voorreg dat jy vanoggend saam met die liggaam van Christus sy grootheid kan aanbid, kan verkondig hierdie te wees, om kan loof en prys vir wie hy is. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Here, dit is ons voorreg om in die teenwoordigheid te mag wees vanoggend. Jy het ons geroep om hier te wees, ons nader geroep, ons ingenooi in hierdie ruimte in, sodat ons as kinders van u kerk kan wees, 'n lewendige kerk, gebou met lewendige geloofstene, wat deur die Gees by mekaar kom maak en by mekaar sit, om die sigbaar te maak in hierdie wêreld. Vanmôre kom ons na u toe, Vader, en ons gee onsself as 'n lewendige en heilige offer aan u. Mag u alleen verheerlik word. Mag u verheerlik word deur ons lofsange en ons aanbidding. Deur alles wat u gebeur in hierdie diens vanmôre. Mag alles wat u gebeur, Here, ook gee dat u koninkryk so 'n stukkie nader kom. Ons bid dit in die naam van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here wil elkeen kom groet vanmôre met sy genade en sy vrede, wat hy vir elkeen van u gee. Mag jy dit ook so beleef word in sy teenwoordigheid. Amen. Ons gaan ons 'n bietjie loof en prys met 'n paar liedere. So ons gaan vra die sommer saam met ons sal staan. En dan begin ons met, dit is die dag. Elke dag is spesiaal, elke dag is 'n dag wat die Here vir ons gee om sy naam groot te maak. Maar 'n Sondag is tog spesiaal. 'n Sondag herdenk ons Jesus se opstanding, sy oorwinning oor die dood. En daarom is vandag die spesiale dag wat die Here gemaak het, waarvoor ons hom moet loof en prys. Kom ons maak sy naam groot. Ons staan, dan sing ons saam, dit is die dag.
elkeen se hart sal inspreek. Maak ons harte oop, ontvanklik, sag, sodat ons nie net sal hoor wat U vanmôre vir ons wil sê ook deur die woord, Here, maar dat elke woord soos goeie saad op goeie grond val. Saad wat vrug dra, wat U sigbaar maak in hierdie wêreld. Wie nou met ons kom praat, Here, ons luister graag wat U vir ons wil sê. Amen. Ek het nou net ons begin het gesê, ons aanbid 'n misterieuse God. 'n God wat selfs die slimste teoloog vir jou sal sê, hy nie ten volle kan begryp nie ten volle kan ken nie. Want ons kan God net leer ken deur dit wat ons in die woord van hom lees. Deur ons wandel saam met hom in hierdie lewe, ons ervaring van hom, ons verhouding met hom. Maar tog lees ons in die woord dat daar goed is wat ons met ons menslike verstand net nie kan klein kry nie. Hoe presies dit in mekaar steek, hoe presies dit werk, hoe ons dit moet sien. In die drie-eenheid van God, waar ons vandag met mekaar gesels en wat ons vandag kom vier, is een van daai goed van God. Wat broer en suster, een van die moeilikste goed is om iemand te probeer verduidelik, omdat dit dood eenvoudig vir die persoon wat dit probeer verduidelik ook amper net te groot is. Ek wil sê nie amper nie, maar beslis te groot is, om werklik te sê wat dis, hoe dit is. Maar as jy so die misterie van die drie-eenheid, wat maak dat ons Christelike geloof baie aangeval word. Die misterie van die drie-eenheid wat maak dat een van die ander grootste gelowe in die wêreld, die moslems, sê maar julle aanbid 'n vals god. Wat sê maar julle geloof is nie reg nie. Ons aanbid een God. Julle sê julle aanbid drie. Dis hulle persepsie van die drie-eenheid van God. Dis hoe hulle die drie-eenheid van God sien en dink maar ons sê ons aanbid drie gode. En daarom kan ons godsdienst nie waar wees nie. Is dit vals. Hulle sê hulle aanbid die enigste ware skeppergod. Nou hoe verduidelik dit mens, of dit vir mens? Hoe verduidelik ons dit vir hulle? Hoe begryp ons dat God een is, maar ook drie is? Drie is, maar ook een is. Hoe maak ons dit duidelik, sodat ons vir die mense kan vertel? En ons sal buitekant in die wêreld skouers stuur met hulle kan vertel, maar julle is verkeerd. Ons aanbid een God. Een God. Sy naam is Vader, Seun en Heilige Gees. Hoe verduidelik ons hulle dat hulle kan begryp dat hierdie misterieuse, majestueuse, almagtige God wat ons aanbid as die skeppergod, as die verlosser God, as die herskepende God, as die God wat vir my en jou 'n nuwe lewe kom gee, hoe kan ons dit vir hulle verstaan waaroor vertel? En ons weet as baie beelde wat mense gebruik, gelees van 'n beeld van 'n appel. 'n Persoon sê maar die drie-eenheid van God is soos 'n appel. God is die appel. God die Vader is die skil. God die Heilige Gees is die vleisgedeelte van die appel. Of God die Seun is die vleisgedeelte van die appel en God die Heilige Gees is die stronk van die appel. Dis drie verskillende dele van die appel, maar saam vorm dit een appel. As die beeld wat gebruik word van 'n eier, ek dink ken jy die beeld van 'n eier al gebruik van tevore as ek reg ken, ek plaas dit oor jou mond nie. Waar God die Vader die dop is, die wit, die Heilige Gees sê maar, en die geel, Jesus Christus. Soos 'n baie beeld wat ons probeer gebruik
ons menslike verstand so ver te kry, om net so 'n bietjie om hierdie grootheid van God te kom, die drie-eenheid. Maar ek dink ons moet binne dit alles op die ou teruggaan na die woord toe. Teruggaan na wat God vir ons in die Bybel sê oor die drie-eenheid, en hoe die drie-eenheid werk, wat dit beteken. Ek wil eens saam lees uit Galasiërs 4, het so 'n paar verse. Galasiërs 4 vers 4 tot vers 7. Wat God vir ons hier sê. Van vers 4 af, maar in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is kan vrykoop. Ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. En omdat julle sy kinders is, het God die Gees van sy seun gestuur om in ons te lewe. Die Gees in ons roep voortdurend na God, Abba, wat die Arameese woord is, Vader. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar kind. En as sy kind, het God jou sy erfgenaam gemaak. In hierdie gedeelte hoor ons dat daar gepraat word van God as Vader. Ons hoor dat daar gepraat word van die Seun, en ons hoor dat daar gepraat word van die Heilige Gees. Nou nergens in die Bybel, broer en suster, gaan u die woord drie-eenheid kry. Nergens in die Bybel word daar direk verwys na die drie-enige God, of gepraat van die drie-enige God nie. En daarom as ons in die woord van God wil gaan kyk, hoe die drie-eenheid werk, en in mekaar steek, moet ons juist na tekste gaan soek soos hierdie, waar al drie persone van die Heilige Gees, of altyd van God, van drie-enige God, genoem word, na verwys word. Maar nie net na verwys word, nie na hoe die drie persone op die eind, ek wil amper sê, mekaar invloei, om een God te wees, wat in alles betrokke is, in alles werksaam is, in alles sigbaar is, in alles voelbaar is. In tekste soos hierdie wat ons pas gelees het, gaan ons oor so 'n bietjie oop vir wat die rol is van God as Vader, wat ons nader roep deur Jesus Christus, sy Seun, ons deur die Heilige Gees kom nuut maak, sodat ons sy erfgenaam kan wees. Elke een het 'n rol, elke persoon, maar dit is 'n geheel God. 'n Geheel God, wat in sy volheid, in sy drie-eenheid, in ons lewens inwerk, inspeel, om ons nader te trek na hom toe, sy kinders te maak. Ons kry in Genesis 1 vers 1 tot 3, in die heel begin van die Bybel, kry ons al te doen met die drie-eenheid van God. Bietjie verskuil in sekere opsig dalk. Dit is die voordeel wat ons het as dominees wat so bietjie die antieke tale ook ken, wat so bietjie teks kan lees in die antieke tale, nie omdat ons daarmee wil sê ons is geleerd nie. Maar dit is 'n sleutel wat die Here vir ons gee deur sy Gees om te gebruik om ons bietjie die woord op 'n sekere tyd vir u oop te kan breek en vir u te kan wys dat daar iets staan wat ons nie in die Afrikaans kan raak lees of in die Engels kan raak lees. In Genesis 1 vers 1 tot 3 word oor die skepping van die hemel en die aarde gepraat van God. Daar word gepraat van die Gees van God. Maar in die heel eerste vers word daar verwys na 'n Hebreëse naam vir God, Elohim. En in hierdie woord, in hierdie naam vir God, in die aanspreekvorm vir God, Elohim, kry ons te doen met die drie-eenheid. Die Hebreëus het 'n enkelvoudige aanspreekvorm. Dan het hy 'n tweevoudige aanspreekvorm waarna verwys word na twee persone. En dan 'n meervoud. Waar ons in Afrikaans maar net 'n enkelvoudige meervoud het. Het Hebreëus hierdie meervoudige aanspreekvorm wat verwys na meer as twee persone. So hier in die eerste vers die woord van God, Elohim, kry ons te doen met een naam wat verwys na drie persone. Sommige in die begin. En as ons
spring na die Nuwe Testament, na Johannes 1, dan lees ons in Johannes 1 ook, van die begin was God, die woord was by God, die woord was self God. Ons lees van hoe hierdie drie persone van God gewerk het, ingewerk het op die skepping, betrokke was in die skepping. Nie elke een op sy eie nie, maar in 'n geheel besig was, as God. Lukas 1 vers 26 tot 38, lees ons 'n verhaal van Jesus se geboorte, en ons almal ken dit baie goed, waar die engel aan Maria verskyn. En in vers 32 lees ons, hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy grootvader Dawid gee. Ons lees hier van Jesus wat die seun van God word, genoem word. Misschien die tekst het nou uitgevallen die. In vers 35, ek lees het sommer vir u, die engel antwoord daar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Hier gebeur iets niets met die geboorte van Jesus. En soos in die begin met die geboorte van die aarde, wil ek amper sê, word met die geboorte van Jesus ook verwys na die drie eenheid. Kry ons te doen met die drie persone van God, Vader, Seun, Heilige Gees, wat in die een gebeurtenis saam besig is om iets niets te maak, iets niets te skep, iets niets in beweging te bring, waardeur hy die hele wêreld op die einde kom nuut maak, kom anders maak. Matteus 28 vers 19, kry ons die apostels opdrag van Jesus af, waar hy vir hulle die wêreld instuur, en vir hulle gaan sê, gaan verkondig, en dan gaan doop die mense, in die naam van God die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Nie in die name van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie, of nie in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees nie. Maar doop hulle in die naam, een naam, Elohim, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Een van die mooie gedeeltes, waar die eenheid van God genoem word, kry Johannes 14, vers 9, waar Jesus self gesê het, wie my gesien het die Vader gesien. Wie my gesien het die Vader gesien. En in Johannes 10 vers 30, net daarna, die onderste skies sê onder op die bord, ek en die Vader dink en doen dieselfde dinge. Ja, ons is een. Ek en die Vader dink en doen dieselfde dinge. Ja, ons is een. Dis weer Jesus se disipels sê, wie my sien die Vader. Jesus maak die Vader sigbaar. Alles een. Net so hoor ons die woord van God. Dat soos Jesus en die Vader een is Jesus en die Heilige Gees ook een. So vorm hierdie heilige eenheid, hierdie heilige drie eenheid. Ons lees in Matteus 12 vers 18. Dit is die Seun wat ek uitgekies het. Ek het hom baie lief. Hy maak my so bly. Hy sal die krag hê wat my gees gee. In hierdie een vers is die drie eenheid van God weer besig. In eenheid besig. Word hulle saam genoem. Nie afsonderlik nie. Nie een op sy eie stasie nie. Iets eie dinge nie. Maar in eenheid. Ek wil vanmôre probeer om die drie eenheid van God vir te verduidelik met 'n praktiese voorbeeld. Maak gebruik daarvan altyd met die bedryfskinders ook. En dis die voorbeeld van 'n driehoek. Nou, wees reg vir 'n wiskundeles of hierdie is 'n wiskundeles. Met drie eenheid van God so 'n bietjie te verstaan, moet ons 'n bietjie
wiskunde inbring in die hele stelsel nie. En die van die wat nou nog kan onthou wat rondom hoe driehoeke werk, sal sommer dadelik hierdie driehoek herken, hè? As 'n spesifieke driehoek, dis nie sommer enige driehoek nie. Wat se driehoek is dit? Wie wil vir my sê? Wie kan onthou? Dis 'n reghoekige driehoek. Dis hier, ons wiskunde juffrou daar so vir ons uitgeloop het, dink ek, agter die masker gesien. Sy praat. Dis 'n reghoekige driehoek. Nou ons weet baie dinge van 'n reghoekige driehoek af. Ons weet 'n reghoekige driehoek is natuurlik die hoeke iets met mekaar te doen. Maar die sye van 'n reghoekige driehoek staan in 'n spesifieke verhouding met mekaar tot mekaar. Hierdie driehoek se sye is nie almal even lank nie. Nou, dit kan julle baie duidelik sien op daai prentjie. Maar die sye staan in verhouding tot mekaar. Hulle lyk nie dieselfde nie, hulle is nie dieselfde nie, maar die sye staan in verhouding tot mekaar. As jy een van die sye gaan vat en jy gaan sit om daar neer en jy vat 'n ander sy sit daar neer, dan is dit nie meer 'n driehoek nie. Dan sit dit op die lyn. Niks seggende lyne wat los is van mekaar, wat absoluut niks beteken nie. Wat geen sin het, geen doel het. Maar bring julle by mekaar dat hulle hierdie volmaakte driehoek vorm, wil ek amper sê. Dan kry daai sinne of daai lyntjies, daai sye van die driehoek betekenis. Betekenis die verhouding wat hulle met mekaar het. Die verhouding waartoe hulle tot mekaar staan. 3 sye wat een driehoek vorm. Daai driehoek se sye is verbind. Dis nie los nie. Hulle vorm saam met die een driehoek. A, B en C. Vader, Seun en Gees. Een. Broer en suster, ons vra baie keer die vraag, hoe kan ek God leer ken? Hoe kan ek meer van hom weet? Hoe kan ek 'n beter prentjie kry van God? En ek dink die driehoek help ons daarmee, want die driehoek help ons om te besef dat ek nie God uit mekaar uit kan haal in 3 parte nie. En dink ek gaan hom leer ken op daai manier nie. Net fokus op die Heilige Gees, en ek gaan net fokus op die Heilige Gees wil ek meer van God leer ken. Of net fokus op Jesus Christus, en deur net te fokus op Jesus Christus, hierdie volheid van God kan leer ken. Of nee, ek kan nie van Jesus of die Gees nie, ek gaan net op die Vader fokus, en so gaan ek God leer ken. Dis nie God werk nie. As ek God wil leer ken, beter leer ken, 'n beter verhouding met God wil staan, moet ek hom in sy eenheid aanbid. Vader, Seun, Heilige Gees. Ek moet besef hoe hy in hierdie eenheid, en wanneer ek hom so aanbid, vir my die volledige prentjie van God kan skets, kan wys. Hoe God op sy helderste, duidelikste vorm sigbaar word vir my as gewone mens. Wanneer ek besef, ek aanbid 'n God, 'n drie-enige God, en al 3 hierdie persone van die drie-eenheid werk in eenheid met mekaar te alle tye, oral in hierdie wêreld. Dis belangrik. God die Vader is die oorsaak en die oorsprong van alles. Die voorsienigheid. Die een wat alles vir alles en almal sorg. Hy is die Allerhoogste. Die Skepper. Dis wat die Skrif ons leer. Dis wat ons in die Bybel leer. God die Seun is die woord, die beeld van die Vader. Hy is 'n verlosser. Die een wat God vir ons die beste verduidelik. Die een wat vir ons bid. Hy is die eerste voorspraak by die Vader vir ons. Hy is die wat self God is. Hy is een met die Vader. Dit sê die Bybel vir ons.
Die Heilige Gees is die ewige krag, die ewige mag van Vader en Seun, van God. Hy is 'n vertrooster. Hy is ons tweede voorspraak. Hy is in 'n sekere opsig Immanuel. God by ons, God in ons. God om ons. Die Heilige Gees is God hier by ons, by my en jou. Maar is God, die Vader, God, die Seun, God, die Heilige Gees. Een God, 3 persone, wat altyd gelyktydig werk, altyd saamwerk, altyd in harmonie werk, altyd in eenheid werk. My en jou lewe, in die wêreld, en alles wat gebeur. So wanneer ons God aanbid, en ons sy naam groot maak, en ons meer oor hom te wete wil kom, leer die sleutel in die 3 eenheid. Aanbid hom as 3-in-1. Soek hom as 3-in-1. Leer hom ken as 3-in-1. En jy sal die wonderlikste prentjie van God sien. 3-in-1. Sy misterie. Sy majesteiteit. Sy grootheid. Sy almag, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, sy krag. Wanneer jy God 3-in-1 aanbid. Amen. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid ooit kan besing? U grootheid met mensewoorde kan aanroep, kan beskryf, kan verkondig. Here, U misterieusheid is net vir ons onbegryplik. En kan ons maar met menslike pogings probeer, Vader, om so 'n bietjie 'n greep daarop te kry. Maar ons weet Here, dit is onmoontlik. Ons weet in ons menslikheid is dit nie moontlik nie. Maar dankie dat U deur die Seun, deur die Vader, deur die Gees vir ons kom wys hoe U werk, waar U werk, wat se wyse U werk, en wat se vorm U werk. Nee, vir ons 'n prentjie kom skets van hoe U lyk, ook hier tussen ons. Mag ons wanneer ons die blaaie van die woord blaai, Here, en die woorde lees, altyd oë wat soek na die 3-eenheid. Altyd oë wat raak sien hoe U in harmonie as 'n 3-enige God werk. Mag ons altyd raak sien hoe die Vader en die Seun en die Heilige Gees as 3 syde van hierdie volmaakte driehoek in werk en verhouding tot mekaar werk in ons alledaagse lewe. Mag ons U so leer ken en U elke dag so volg, maar meer nog U elke dag so sigbaar maak, ook in hierdie wêreld. Dankie dat ons U nie ten volle kan ken nie. Dankie dat ons U naam kan aanroep, U naam oor ons lippe kan neem, Vader, maar nie deur te sê wie vir ons is, nie deur die naam te noem, sê ons het 'n mag oor U nie. Want ons kan U nie ten volle ken nie. Dat ons U 'n blikkie kan druk nie, want ons kan U nie ten volle ken nie. Dat ons U kan manipuleer nie, want ons kan U nie ten volle ken nie. Dankie dat U groter is as ons menslike verstand. Ons ooit kan begryp. En daarvoor eer ons U. Mag ons die grootheid elke dag net meer en meer beleef in ons eie lewens. Mag ons elke dag, Vader, net nader getrek word na wie U is, sodat ons U so kan uitleef in ons menswees. Ons bid dit in die naam van ons eerste voorspraak, wat vir ons gesterf het, wat vir ons
die kanaal oopgemaak het na die Vader, Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, ons Here. Amen. Broers en susters, ons gaan afsluit met Hemelvader, en in hierdie lied aanbid ons God se drie-eenheid. Hemelvader, ek aanbid die koning Jesus, ek bring lof van die heilige trooster, ek vereer U, vir ewig wil ek U naam verhoog. Kom ons staan en sluit ons af met Hemelvader. Kom ons ontvang dan ook nou die seën. Die seën waarin God drie enig jou kom seën. Mag die genade van God ons Vader, die liefde, die teenwoordigheid van Jesus Christus ons Here, die kragtige inwoning en werking van God die Heilige Gees, met elkeen van julle wees en bly. Elke oomblik van elke dag. Baie geseënd is vir nog vir elkeen, mag elkeen 'n lekker week hê. Tot weer sien.